God praat met sy kinders, maar ons luister nie altyd nie. Ons is nie altyd geduldig nie. En ons moet leer om geduldig te wees en om te luister as hy praat. Ons moet leer om op hom te vertrou, sodat ons kan weet daar is 'n oes. Die saad van God se woord bring lewe, maar die vyand probeer dit die heeltyd steel. Maar wanneer ons getrou bly in ons geloof, in liefde en in gehoorsaamheid, sal God daai saad laat groei en hy sal vir ons voorsien in wat ons nodig het. Ons moet net leer om te vertrou, selfs al is dit moeilik, selfs al gaan ons deur moeilike tye. Die eerste belangrike ding vir my is dat ons moet luister, selfs in ons chaos, selfs in die tye wat ons voel ons nie meer wil nie. Psalm 85 vers 8 sê dit baie duidelik: ek wil hoor wat God, die Here, spreek, want hy spreek vrede tot sy volk en tot sy gunsgenote, maar laat hulle nie weer tot dwaasheid terugkeer nie. Wat beteken dit om nie weer tot dwaasheid terug te keer nie? Dit is om te weet wat die Here sê, jy het dit gehoor, maar jy gaan maar liewer aan op jou eie planne en probeer nog steeds die wêreld se waardes nastreef. Want selfs in die moeilikste storms in ons lewens, selfs in die times of turmoil, ek weet nie om dit in Afrikaans te sê nie, bring God vrede. Wanneer ons sy stem hoor bo die geraas en daar nie vrees in ons hart posvat nie, dan begin dinge verander. Om te luister is nie passief nie. Dit is 'n daad van geloof wat vrede bring in die middel van chaos. Luister is 'n daad wat vrede bring in jou chaos. So as daar chaos is en jy luister na God, dan kom daar vrede. Dan moet ons geduldig wees met ander mense en ons moet in liefde ook saai. Soos wat God in ons lewe insaai, moet ons ook in God se kinders insaai. Kolossense 3 vers 12 en 13: beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innige meelewing, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander een klagte het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Geduld is 'n saadjie van genade, wat groei in grond van liefde. Elke keer wanneer ons verdraagsaam is, wanneer ons geduldig is, wanneer ons iemand anders help, dan weerspieël dit Christus se hart. Die saad wat ons hoor, bepaal hoe ons leef. Nou wat beteken dit? Markus 4 vers 20: en die wat op die goeie grond gesaai is hulle wat die woord hoor en aanneem en vrug dra, 31 en 61 en 100-foud. Wat jy toelaat om in jou hart agter te bly, wat jy toelaat om in jou hart te groei, bepaal jou geestelike oes. As jy toelaat dat God se liefde en vrede in jou hart groei, dan gaan jy vrede en liefde oes. As jy toelaat dat vergewensgesindheid in jou hart groei, is dit wat jy gaan oes. As jy toelaat om haat en onverdraagsaamheid, laat dit in jou hart groei, dan gaan jy bitterheid oes. Dan gaan jy ook haat van ander mense ontvang. So dit wat jy toelaat om te groei in jou hart, is dit wat in jou lewe na vore gaan kom. As jy positiwiteit gaan laat groei in jou hart, is dit wat in jou lewe weerspieël gaan word. As jy God se liefde in jou hart laat groei, is dit die oes wat jy gaan oes. So met ander woorde, ons moet seker maak dat ons slegs die dinge van die Here in ons hart laat groei, sodat dit is wat in ons lewe die oes kan wees. En dan hier is die ander groot ding wat ons moet onthou. Die duiwel probeer God se woord steel. Hy
probeer die betekenis van dit steel. Hy is die ou wat wil sien hoe haat in jou hart groei in plaas van liefde. Hy is die een wat wil sien hoe teneergedruktheid in jou hart groei in plaas van opgewondenheid. Hy wil sien hoe twyfel in jou hart groei in plaas van geloof. Markus 4 vers 14. En dit is langs die pad waar die woord gesaai word. En as hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle hart gesaai is. Die vyand weet wat se krag is die woord van die Here. Daarom sal hy alles probeer om dit te steel, voor dit wortel skiet. Dis hoekom ons so seker moet maak, laat ons die woord van God in ons harte toelaat, laat ons dit bedink, en as jy iets gehoor het, en dit is vir jou mooi, en jy bespreek dit met iemand, of daar kom 'n stemmetjie wat sê, man, dit kan nie so wees. Onthou, dit is hoe Satan begin het met Adam en Eva, hy twyfel geplant. Hy twyfel in harte geplant, van of gaan julle werklik doodgaan. Hy laat jou God se woord in twyfel trek. En baie keer is daar 'n video wat jy kyk op YouTube, of iemand wat jy hoogag met wie jy praat, wat jou persepsie so half verander, en dan begin jy wonder, is dit werklik God se hart, is dit werklik wat God vir my wil hê? En dis juist dan, wanneer jy moet op jou knie gaan en gaan bid, sodat Satan nie kan hou vaskry oor jou, en jou woord, en dit wat jy glo, en dit wat God aan jou openbaar het, kan steel uit jou lewe uit. Bekommernis kan ons seën baie keer versmoor. Baie keer is ons op 'n plek waar ons voel daar's 'n deurbraak. En dan skielik word die bekommernisse groter as daai afwagting. En dit versmoor jou seën. Markus 4:19. En die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeertes na ander dinge dring in en versmoor die woord en dit word onvrugbaar. Wanneer ons bekommernisse ons harte oorheers, dan is daar nie geloof. Wanneer bekommernisse ons harte oorheers, kry geloof nie ruimte om te groei nie. Dan kan jy God nie meer vertrou vir wat jy nodig het. Ons moenie laat bekommernis ons gedagtes oorheers nie. Ons moet laat 'n afwagting en 'n sekerheid dat God vir ons sal voorsien in ons harte heers. Want dis dan wanneer ons die wonderwerke gaan sien. En dan moet ons nie laat die wêreld se rykdom ons begeertes word. Ons moet laat God se rykdom en God se wysheid ons begeertes bly. Ons moet nie die wêreld probeer impress nie, maar ons moet toelaat dat God vir ons wys waarheen dit is wat hy ons wil vat. En wanneer ons bereid is om in ander in te saai, en wanneer ons bereid is om ons geloof te saai, dan sal God voorsien. 2 Korintiërs 9:10 sê, en hy wat die saad verskaf aan die saaier en brood tot voedsel, sal ook julle saad verskaf en vermeerder en die vrugte van julle geregtigheid laat toeneem. God gee nie net saad nie, hy vermeerder dit as ons bereid is om daai saad ook te saai. Met ander woorde, om liefde te saai. Met ander woorde, om ons geloof te wys. Met ander woorde, om 'n verskil in ander mense se lewe te maak. As ons bereid is om dit wat God vir ons gee met ander te deel, dan word ons saad al hoe meer saad jy saai, hoe groter word jou oes. En al lyk dit of jy te min gesaai het vir jouself, gaan God vir jou voorsien omdat jy bereid is om ook vir ander te saai. En hierdie konsep word baie misbruik deur kerke. Hierdie konsep word baie misbruik deur mega churches en deur ouens wat rykdom nastreef. Maar hierdie is 'n so kosbare ding, en ek dink dis hoekom Satan dit gesteel het en dit verdraai het en dit deur korrupte kerkleiers laat gebruik word. Daai saad gaan nie oor dat jy nou moet geld gee en moet opofferings maak sodat God jou kan seën en jou kan genees en sulke goed nie. Daai saad is sodat daar kinders van God in die hemel kan kom. Dit is nie daar sodat jou pastoor met blink nuwe karre kan ry.
en jy nog steeds swaar kry, maar jy glo nog steeds wat hy sê, want hy verstaan die woord so mooi. Jy moet jou gesonde verstand wat die Here vir jou gee, moet jy gebruik, en jy moet daai saad wat God in jou hand sit, moet jy op vrugbare grond saai, nie op vrugbare grond waar hy oude dag aan geld opkom, of genesing opkom nie, maar met 'n verwagting dat God, dit wat jy bereid is om op te offer, dat hy dit gaan omdraai, en vir jou meer gaan gee, omdat jy glo, en omdat jy bereid is om te doen wat hy vra. Prediker 11 vers 6, saai jou saad in die môre, en laat jou hand teen die aand nie rus nie, want jy weet nie watter sal oorleef nie, hierdie of daardie of albei goed sal wees nie. Ons is geroep om saaiers te wees. Ons is geroep om God se woord op hierdie aarde te saai, in mense se lewens in. Want daai woord wat ons saai, gaan 'n sieleoes oplewer. God vra nie van ons om die groei te beheer. Hy vra net van ons om te saai. Hy laat die saad ontkiem. Hy laat die saad groei. My en jou werk is om te sorg dat daai saad in die grond ingaan. Daai saad wat ons moet ons saai met woord en met liefde en ja, partykeer selfs met finansies. Maar die groot ding gaan oor woord, dit gaan oor liefde. En ek dink die afgelope tyd het ek en my gesin baie die liefdesaad in aksie gesien. Waar jy vir iemand liefde gee, en dan as jy omdraai, dan staan daai persoon met soveel liefde meer terug, om vir jou terug te gee. En ek dink daai persoon met wie ek praat, die ander ding wat ons mis, en wat baie mense mis, en dan dink hulle God antwoord nie. Maar mense gaan aan op hulle eie, en hulle volg hulle eie kop, en dan gebeur daar niks nie. Maar as ons gehoorsaam is, dan sal ons vrug sien. As ons gehoorsaam is, sal ons die vrug sien. Jakobus 1 vers 22, maar wees daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Ware geloof lê 90% in gehoorsaamheid. Die woord werk kragtig wanneer dit toegepas word en nie net gehoor word nie. As jy iets hoor en dit klink goed en jy dink dit maak 'n verskil in my lewe, maar jy doen dit nie, wat help het jy het gehoor? Wat help het jy mors die tyd om kerk toe te gaan of na jou pastoor toe te gaan of die Bybel te lees, as jy nie bereid is om die woord toe te pas en dit om te draai in aksie nie. Die woord kan net vrug dra as jy dit fisies beginne toepas. God laat groei en bring die oes op sy tyd. Daar is 'n seisoen waaraan mense oes. En verskillende gewasse wat jy plant in verskillende seisoene en jy oes in verskillende seisoene. En net so het God vir jou en vir my ook 'n planttyd en 'n oestyd. Maar dis sy tyd. 1 Korintiërs 3 vers 7. So is dan die een wat plant en die een wat nat maak niks nie. Maar dit is God wat laat groei. God laat saad in jou lewe groei. God laat dinge in jou lewe groei. Nie jy nie, God. Die saad wat jy moet plant is om te luister en om uit te voer wat God vir jou sê. Dis jou saad, dis jou werk. Dis God se werk, laat daai saad groei, en dis God se werk, laat daar vrugte aan daai bome kom. As jy goeie goed saai, gaan daar goeie vrugte aan jou bome kom, en dit gaan jou oes wees. Die aarde wag vir die saad, maar God bepaal die reën, die groei en die oes. Ons deel is om te plant in geloof, en God sal die lewe in dit wat ons geplant het, inbring. Elke woord wat God spreek, dra saad en lewe. Elke daad van liefde en gehoorsaamheid wat ons doen, plant iets vir ewig.
As ons luister wanneer God praat, en as ons saai met geloof, en ek praat nie net hier van geld nie, ek praat van woord, ek praat van liefde, ek praat van gehoorsaamheid. As ons dit saai, en met geduld wag, nou geduld is nie een van my sterkste punte nie, en ook nie, ek dink nie geduld kom gereeld in my huis nie, want ons raak maar ongeduldig. Maar as ons geduld begin toepas, sal ons oes groot wees, want dis God wat vir ons die saad gee deur sy woord, en as ons daai saad plant, laat hy dit groei, en dan voorsien hy die oes en die seën in sy tyd. Ons grootste werk is om te plant, dit in die grond in te sit, dit nat te maak met geloof, en te wag, dat God laat groei, en God laat oes. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die woord, ons sê vir U dankie vir die liefde, en ons sê vir U dankie vir die vrede. Hemelse Vader, kom in ons harte in, en kom verander ons manier van dink. Kom help ons om daai geloofsaad te plant, en kom help ons om U te loof en te prys en te vertrou, sodat dit wat U wil hê in ons lewe moet groei, sodat U dit kan laat groei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.